Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. 'n Persoon kan 1 miljoen goeie dade doen en tog nooit die hemel binnegaan nie. Waarom? Omdat goeie dade nie sonde kan wegneem, aan God se geregtigheid kan voldoen of die ewige lewe kan koop nie. Maar baie mense wonder diep in hulle harte, is my goeie dade genoeg om my plek in die hemel te verseker? Vandag kyk ons na die bevrydende antwoord wat die Bybel vir ons gee. Ons skrifgedeelte kom uit Romeine 3 vers 28 wat soos volg lees. Ons neem dus aan dat die mens geregtig verklaar word deur die geloof sonder om die wet te onderhou. Wanneer ons hierdie woorde van die apostel Paulus histories verstaan, sien ons 'n baie duidelike konteks. In die eerste eeu het baie mense geglo dat jy die ewige lewe moes verdien deur godsdienstige reëls en goeie werke stiptelik te onderhou. Paulus skryf aan die gelowiges in Rome om hierdie misverstand vir altyd reg te stel. In die oorspronklike Griekse teks beteken geregtig verklaar om deur God vrygespreek te word van sonde. Paulus maak dit duidelik dat geen mens, ongeag hoeveel goeie dade hy doen, homself voor 'n heilige God kan red nie. Goeie werke is wonderlik vir die samelewing. Dit verlig lyding en help ons naaste, maar goeie werke kan nie een enkele sonde uitvee nie. As ons deur ons eie pogings die hemel kon verdien, sou die dood van Jesus Christus immers heeltemal verniet gewees het. Enige poging om jou eie weg hemel toe oop te werk, is eintlik 'n verwerping van Christus se voltooide werk aan die kruis. God het net een weg tot redding gegee, geloof in Jesus se plaatsvervangende dood in jou plek en sy opstanding uit die dood. Daar is absoluut geen ander manier waardeur 'n mens gered kan word nie. Hier is 'n skriftuurlike feit om ons aan te herinner. Die ewige lewe is nie 'n loon wat ons verdien nie, maar 'n vrye genadegawe van God wat slegs deur geloof in ontvangs geneem kan word. Die Bybel wys pertinent dat redding slegs deur geloof kom. Aan die mens wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose geregtig verklaar, word sy geloof toegereken as geregtigheid. Jesus het die volle prys reeds aan die kruis betaal toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Die oomblik wanneer iemand sy vertroue in Jesus Christus alleen plaas, vergewe God elke sonde en skenk hy die ewige lewe. Ons doen nie goeie werke om gered te word of om onsself gered te hou nie, maar omdat ons reeds gered is. 'n Persoon wat goeie werke doen om homself gered te hou, verwerp God se genade. 'n Gelowige doen goeie werke om vir homself genadeloon in die komende koninkryk bymekaar te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u onverdiende genade. Dankie dat ons redding nie afhang van ons eie swak pogings of goeie werke nie, maar van die volkome werk van Jesus Christus aan die kruis. Vergewe ons waar ons soms probeer om die ewige lewe te verdien, in plaas daarvan om net in u genade te rus. Ons plaas ons geloof en vertroue vandag van niets af in Jesus alleen. Vul ons harte met u vrede en help ons om uit dankbaarheid verander tot 'n seën te wees. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.